Goeiemôre, baie welkom op die maandagoggend, die 6de Junie 2026. 'n Splinternuwe dag, splinternuwe week en splinternuwe kanse, splinternuwe geleenthede. Ek hoop jy het heerlik geslaap. Hier by my op die oomblik bietjie mistig laag, maar is oopgetrek bo. Windstil, ek dink dit gaan vandag weer 'n pragtige dag raak. Gister was nou regtig een van die mooiste winterdae dit is maar net een van daai dae wat jy nie maklik oorkry nie. Dis 'n beautiful dag, windstil gewees. Die sonnetjie is lekker warm. Natuurlik in die skaduwee is dit 'n bietjie koel, want dit is winter, maar dit was 'n pragtige dag. Ek hoop jy die Sondag geniet. Ek hoop jy gaan hierdie week geniet. Ek hoop jy gaan hierdie maandag geniet, wat ook al oor jou week kom en oor jou dag kom en oor jou pad kom. Ek hoop die Here gee vir jou die krag en die genade om jou paadjie te stap hierdie week en jou bagasie te dra net hierdie week, dag vir dag, onthou stap vir stap, tree vir tree. Dis op die einde van die dag hoe ons dit gaan oorbrug. Ek dink ek gaan vanoggend weer 'n oombliekie stil staan by 'n ou bekende teksvers in die Bybel, teksvers wat miskien 'n bietjie hard sny aan ons, so as dit praat van 'n mes, dan is dit iets wat 'n bietjie harder sny, miskien 'n bietjie meer inligting daaroor, miskien 'n bietjie meer verduidelik daaroor, of op die einde van die dag miskien vir ons sê, dis wat die Here graag wil hê, moet ek en jy doen. Dis wat die Here graag wil hê, ek en jy moet wees. So, ons gaan 'n stukkie uit die Bybel uitlees vanoggend. Dit gaan oor die vrug van die Gees. Gaan maak ons 'n draaitjie daar. Maar ek dink voordat ons 'n draaitjie daar maak, moet ons eers kyk binne in ons eie kaste kyk. Ek meen, dis nou eintlik iets wat na die vroue se kant toe gaan. Hulle is sekerlik liewer daarvoor as die mans, en hulle doen dit sekerlik meer gereeld as die mans. Ek meen, dis tyd vanoggend het dit tyd geraak op hierdie maandag, die 6de Julie 2026, het dit tyd geraak vir my en jou om ons kas reg te pak. Of miskien moet ek sê, dit het tyd geraak om ons kas weg te pak. Toe ons getrek het so 'n paar maande terug, was nogal baie interessant as jy met verskillende mense praat oor trek. Verskillende mense het verskillende sienings oor trek. Iemand soos ek sê, ek hoop ek is nou klaar getrek. Die volgende keer as ek trek ek hemel toe. Dan kry jy ander mense wat sê, nee, ek hou daarvan om te trek, want as ek trek, kry ek kans om van al die gemors wat ek al alle jare mee saamsleep, ontslae te raak. En as 'n ou nou daaraan dink, dan kan jy dit nogal redelik vergelyk en sê met die Christelike lewe, nê. 'n Ou sleep al daai gemors jou hele lewe lank saam, en eintlik wil die Heilige Gees net hê, kom sit daai dinge hier by my voete en raak ontslae daarvan, jy net ligter kan vorentoe beweeg die res van jou lewe. So vanoggend het dit tyd geraak dat ek en jy in ons eie kas kyk, met hierdie teksvers, in ons eie kas kyk wat ons kan weggooi. Want onthou net, die Heilige Gees kan nie heeltemal oorneem in my en jou lewe as ek en jy oorneem nie. Dis soos twee pilots wat op 'n vliegtuig vlieg, en die ene moet vlieg, maar die ander ene pluk aan mekaar aan die joystick, wil ek amper sê, noem dit nou kom ons noem dit aan die stuurwiel van die vliegtuig. Hy pluk aan mekaar daarin, met ander woorde, hy vat aan mekaar beheer oor. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek hier voorreg gehad het, toe ek in die Impala gevlieg het hier, destyds op Langebaan weg, het die ou vir my gesê, jy kan doen wat jy wil, sit rustig, sit ontspanne, sit jou hande daar en hou daar vas, hou jou hande weg van die joystick af, hou jou hande totaal weg, want jy kan interfereer terwyl ek vlieg. Dis nie iets wat jy blykbaar, in die opleidingsvliegtuie is die twee saam, om te keer of te veroorsaak dat die hoofinstrukteur maklik kan oorvat. So miskien het dit vanoggend tyd geraak dat ek en jy in ons hangkas kyk en vergelyk met wat ons het, en miskien kyk of dit vanoggend die tyd is nie om ons hangkas reg te pak nie, maar miskien op hierdie maandagoggend om ons hangkas weg te pak. En vir die Heilige Gees sê, kom doen jou intrek heeltemal in my hart en my siel. Ek wil graag vanaf vanoggend lewe presies soos wat die Heilige Gees wil lewe.
Is baie keer maklik om te sê, ek doen dit uit my eie uit, en ek doen dit uit my eie uit, maar dit is so moeilik, en ek dink baie van die mense verstaan nie die prinsip van uit genade alleen nie. Ek dink ek en jy verstaan lekker die prinsip uit genade alleen nie. En ek dink as ons dit moet verder vat, en ons sien hoe ons God sy seun Jesus aarde toegestuur het om vir ons sondes te stuur, en ons het niks gedoen nie. Inteendeel, ons was swart van die sonde. Dan begin dit miskien vir jou 'n bietjie nader aan jou bors ruk en sê, die genade storieetjie is miskien 'n bietjie groter as wat ek het probeer wil afmaak. Dis miskien baie groter. Miskien is dit groter as ek en jy vanoggend gaan dink, vir wie sal ek help in my lewe? Vir wie sal ek help in my lewe? Vir wie sal ek finansiëel help in my lewe? Vir wie sal ek doodgaan in my lewe? Is dit miskien vir 'n vriend of 'n vriendin? Is dit vir 'n familielid? Is dit dalk vir 'n man, 'n vrou of kind? Of as ek werklik vir jou die keuse sal gee vir môre, hoe sterk is jy? Kom ons wees eerlik met mekaar, hoe sterk is jy? Vir wie sal jy jou lewe aflê? En dan kyk ons baie keer in die ooste wat gebeur, dat as mense onthoof wat sê, God is my Vader, of jy nou my keel afsny of my met 'n geweer doodskiet, ek gaan nie vir jou verruil vir enige ander godsdiens nie. Miskien dan raak dit 'n bietjie dieper, en dan raak dit 'n bietjie dieper en kom, ons is nie altyd so braaf soos wat ons dink ons is nie. Miskien is dit vanoggend tyd om my en jou krag te verruil met die krag van die Heilige Gees. Ek dink die enigste manier hoe ek en jy dit kan doen, is om ons kas leeg te maak. Nie reg te pak nie, leeg te pak. Weg te pak. Dat die Heilige Gees sy intrek in my en jou lewe kan neem. Voordat ek die stukkie lees van uit die Bybel uit, wil ek net probeer verduidelik, kom ons probeer verduidelik gou, die stukkie praat oor die vrugte van die Gees. Jy moet baie mooi onthou, die vrugte van die Gees, die vrugte van die Gees. Nie die vrug van my en jou nie, die vrug van die Gees. Die enigste manier om die vrug van die Gees toe te laat, om te blom en te vrug te dra in jou lewe, as jy die Gees toelaat, om daai stuurwiel wat ek in die oggende van praat, oor te vat in jou lewe en jou lewe vir jou te bestuur. Maar dit beteken jou kas moet leeggepak word. Met ander woorde, jy met die Heilige Gees toelaat om in jou lewe te leef. Vanoggend gaan ek die stukkie lees en dan kyk ons 'n bietjie, dan kyk ons na die vrugte van die mens, die sondige mens, en dan kyk ons na die vrugte van die Gees, en dan gaan ons vanoggend net hier besluit, of jy die Heilige Gees vanoggend gaan toelaat om te sê, kom trek in asseblief, Jesus, kom trek in Gees in my lewe, vat totaal oor, pak weg wat in my is, wat ek self is, en dat ek my totaal oorlaat aan die Heilige Gees, wat my sal lei in my lewe. Die stukkie wat ons gaan uitlees is uit Galasiërs 5 vanaf vers 13, so jy kan jou Bybel oopmaak, Galasiërs 5 vanaf vers 13. Ek dink ons moet môre aangaan, want ek gaan vanoggend my tyd vang. Ek gaan die stukkie lees, dan praat ons môre verder oor hierdie stukkie, want dis 'n stukkie wat miskien deurgetrap moet word oor 2 dae. Ek gaan dit môreoggend die stukkie weer lees, en dan praat ons so 'n bietjie verder. So ek gaan net die stukkie lees, en dan gaan ons afsluit met 'n gebed, en dan kan ons môre weer die stukkie lees, en dan praat ons so 'n klein bietjie verder, en dan gaan ek my tyd gaan my vang. Is een ding wat nou jammer is, dat WhatsApp net 'n sekere gedeelte tyd toelaat, maar kom ons aanvaar as die Heilige Gees wat ons so lei vandag, en dan praat ons môreoggend verder oor dieselfde plek. So jy kan jou môreoggend jou Bybel oopmaak om Galasiërs 5 vanaf vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Dis eintlik julle broers en susters vanoggend, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle
vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Julle moet julle naaste lief hê soos julle self. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Ek dink kom ons lees tot sover vanoggend. Hierdie stukkie is pragtig, want wat ek bedoel is, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Kom ons lees tot sover. Ek hoop jy het 'n stunning dag. Ek bid vir jou 'n stunning dag en 'n stunning week toe. Waarheen jy mag gaan, mag jou pad vol liefde en vrede en vreugde wees. Mag jy 'n verskil maak waar jy kom, dat almal kan sien, jy is die kind van ons hemelse Vader. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Here, dankie vir hierdie pragtige stukkie in die Bybel uit, en dankie Here dat U dit so lei dat dit oor 2 oggende gepraat moet word. Here, dit is miskien 'n bietjie van 'n groot saak om net af te handel in 1 oggend. Dankie Here vir die Gees. Dankie Here dat ons vanoggend kan hoor, dat ons vanoggend 'n besluit moet maak om ons kas leeg te maak. Here, nie om te hou van dit nie. Ons wil nie van die klere hou nie, Here, want die klere wat daar in ons kas kom, gaan soveel mooier wees as die klere, die ou versluite klere wat ons in die kas het. Dankie Here vir al die nuwe klere, dankie vir al die nuwe vrugte wat U bring na ons toe, wat ons net moet toelaat om in ons lewe te groei, of deur ons lewe te groei. Miskien is dit die maklike woord daarvoor. Here, wil asseblief moet ons almal gaan waar ons ook al mag wees vandag. Help ons asseblief om die baadjie van liefde aan te trek. Help ons om dit uit te lewe. Vergeef asseblief ons sondes, Here, en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Here, op hierdie maandagoggend, die 6de Julie 2026, kom vra ons weer vir U, Here. Jesus, please take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewens en geestesvoertuig en bestuur ons in 2026 in. Laat ons toe, Here, om ons totaal oor te gee. Dit maak miskien 'n nuwe betekenis, Here, vanoggend by ons oop, dat ons totaal oorgee aan U en die Heilige Gees wat binne in ons bly. Dan lewe ons soos splinter nuwe mense. Ek vra hierdie dinge nie omdat ons verdien nie, Here, maar enkel alleen uit die groot en almagtige en kragtige naam alleen. Amen.